'n hartlike goeie aand op hierdie wonderlike Sondag aand. Dis 6:00 die aand en eerstens wil ek net sê ek is baie jammer. Ek het nie vanmôre soos wat ek gesê het ek sal wees 10:00 op live wees nie. Ek het ongelukkig het die Here ons nie ongelukkig nie, altyd gelukkig het die Here ons ook gedraai om op 'n ander manier te bedien vanmôre hier van die huis af, en ons het 'n goddelike tyd gehad in die Here. Ek gaan ook die videoetjie wat ons na geluister het net na afloop van hierdie bediening vanaand aan u stuur, en ek wil graag hê asseblief geliefdes dat u ook na daardie video sal kyk. Elke woordjie sal ondersoek, deurkruis en gehoor gee en hoor of dit is wat die Gees van die Here op hierdie oomblik met ons as sy liggaam, Ekklesia, Parakletos bedieninge spreek, en wat die rigting is wat die Here vir ons wil bepaal. En ek moes kies tussen vanmôre die woord wat ek ontvang het of hierdie video waar ons moet na kyk. Maar al hierdie twee, die video's en die woord wat ek vir u vanaand bring, die woord gaan vir u oplig, en dit eintlik hierdie woord en die video praat van dinge, en dit gaan oor ons wat sê ons is kinders van die Here. Wandel ons nog in die lig Christus Jesus? Is ons nog in die lig? Wandel ons in die lig? Is daar getuienis rondom ons dat mense kan sê hierdie kinders is nog steeds ligdraers en voorbeelde vir die samelewing? En geliefdes, ek wil net vir u sê, daar is so 'n rykdom van woord wat die Here vir ons gee, en ek kom agter, ons is partykeer baie stout. Ons gee so maklik toe dat die gees wat nie lig is nie, en dis duisternis, so maklik gee ons toe dat duisternis ons oorval, of ons raak betrokke. Ek weet nie, is dit wetend, onwetend, maar ons raak so gou betrokke by dinge wat God sê, moenie betrokke wees nie, moenie julle skaar by hierdie dinge nie, en ons maak eintlik God baie kwaad, wanneer ons buitekant sy wil beweeg, en dinge doen, en ons goedkeuring skenk aan goed wat nie moet goedkeuring kry nie. Eintlik waar ons moes wegdraai en wegstap, en omdraai en wegstap, sit ons, en as ons weer kyk, dan raak die dinge net erger. En dan vra jy jouself, maar hoe het ek so onnoselik my toestemming gegee om deel te wees van iets wat deur God verbied word om aan deel te neem? Nou, ek wil nie uitbrei oor goed nie. Ek wil vanmôre vir u sê dat daar sal onderskeiding wees altyd tussen lig en duisternis. En die woord van die Here gee ons duidelike, wonderlike signals, as jy dit so wil sê. Trading het signals. Hy gee vir ons waarskuwingstekens van as ons buitekant die lyn beweeg van wat ons moet inbeweeg. Nou, ek is so bietjie besig met skrif oor Efesiërs, en om vir mense bietjie oor Efesiërs te bring, die rykdom van hierdie hoofstuk, saam met die boek Galasiërs en Romeine, baie rykdom in dit, en dat ons verstaan dat die Here God het nie ons net geskape om gered te wees en om die ewige lewe te beerwe nie.
Die Here wil in hierdie lewe waarin ons lewe en waarin ons betrokke is, wil die Here God ons hier volgens sy genade en sy doel met ons, die rede nog meer, dan want ons baie meer redes as net Golgotha en wat God deur Golgotha gedoen het, is daar iets wat God vir ons gelos het, deur sy geliefde Seun Christus Jesus, wat as die weg, die waarheid en die lewe bekend staan, die een wat die lig self is, en hom openbaar deur die lig, teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons binneste, wil die Here vir ons vertel, wil die Here vir ons sê dat ons in hierdie lig moet wandel, en in hierdie lig moet bly, en dit is eintlik wat die Here wil hê, is dat ons moet klaarmaak met die dinge wat ons so maklik wegtrek van hierdie wonderbaarlike lig. Dis nie hoe jy begin het nie, dit is hoe ons sal eindig. Nou ek wil vir u kom sê dat dit is in my gees is daar 'n stering en 'n bekommernis as ek sien hoe maklik gee kinders van die Here toe aan die lustigheid en die verlustiging en die verlokking en die verleiding van die duiwel. Dat as asof kinders van die Here wat jare op die pad is, hulle oog en hulle visie verloor het, en nie meer onderskei, of kan onderskei, tussen lig en duisternis nie. Iewers is daar groot fout, en kom jy agter, mense, wat diep sê hulle is kinders van die Here, of voorgee of voorhou, hulle is kinders van die Here, het so bietjie begin, sy paadjie afdraan, paadjies begin stap, en weer begin na ander goed kyk, en ander goed luister, selfs ander waarhede navolg, wat nie in hierdie woord is nie. Kyk, daar is nie 'n manier dat ek kan die lig van God ken, of die lig Christus Jesus in my lewe kan ken, as ek nie daagliks in sy woord is, en daagliks die woord gebruik as my pad, en my kaart op hierdie lewenspad nie. Ek moet die woord hê, soos wat die skrif sê in Psalm 119, 105, die woord van die Here is 'n lig, 'n lig vir my pad, en 'n lamp vir my voete. Nou, my geliefdes, waar loop die kinders van die Here rond? Waar vind ons vandag kinders van die Here? Hoe baie kinders van die Here, jong, as ek partykeer met mense in gesprek kom, of mense ontmoet, dan moet ek hoor, hoe praat hulle uit hulle, wat kom uit hulle mond voort, wat sê die mense, hoe tree hulle op, en wanneer ek begin Christus Jesus se naam noem, verander hulle skielik van engeltjies, van duiweltjies na engeltjies toe weer. Ek het altyd so op my, ek kan nou nie hier wys nie, het ek altyd gespeel, dan sê ek, kom ons kyk, wie's wat hier, dan tel ek die knopies van bo tot onder, dan sê ek, engeltjie, duiweltjie, dief, engeltjie, duiweltjie, geliefdes, ons is kinders van die lig, nie kinders van die duisternis nie. Ons begin vanaand, met skrif vanaand, en ek wil vir u kom lees, dat die Here vir ons geestelike gawes gegee het, en die Here het vir ons geestelike bedieninge gegee, en die Here het ons uitverkies. Hy is ordained as, hy is predestined as, hy het 'n missie en 'n visie en 'n plan en 'n doel wat hy wil volbring deur sy kinders. En ek en jy moet in daardie plan kom. Ek en jy moet die woord verstaan van wat my padkaart se inligting is, sodat ek in hierdie lewe 'n suksesvolle, aktiewe en effektiewe bedienaar kan wees vir die Here. Efesiërs 1 vers 3 en 4. En ek gaan nie verder met Efesiërs nie, want dis hier wat ek wil wegspring en wil met u kom praat
dat die eerste ding wat God wil sien, wil kyk of sien of ons onder 'n maatemmer versteek en weggesteek sal wees, of sal ons uit daardie dop uitkom, uit ons gemaksone, en sal ons bo die emmer staan, bo oor die emmers klim, en sal ons die sout en die ligdraers wees, van wie God nou is. Want dit was sy belegging. God het ook 'n belegging ingesit in sy geliefde seun en die effek van sy seun se kruisdood. Wil hy daardie effek uit laat leef en hy gaan sy dividende uitbetaal as ons hom volg in gees en in waarheid. Maar hy het vir hom gemaak en geskep, kinders van die lig, kinders om geboorte te gee nou, nie eendag vorentoe nie, om kinders te wees nou, geboortekinders wat klaar gebore is, nie nog wag om geboorte te gee nie. Dan beteken jy is mos nog in die wêreld. Wanneer is jy gebore en wanneer het jy begin groot word? Wanneer begin ons die pad stap en 'n ligbeeld en draer kind wees van wie die Here van ons verlang? Hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Alle geestelike seëninge. Alles is joune. As jy toelaat dat die lig deur jou lewe skyn. Ja, nie skyn op jouself nie, maar skyn na buite toe. Wanneer ons toelaat dat ons as 'n seëning gebruik kan word, so wat almal wat in vervloeking is, van 'n vervloeking in 'n seëning kan verander. Jy is die antwoord op die volgende ou se lewenspad, op die volgende ou se blaadjie en paadjie wat hy moet loop. Jy is die een wat God gestuur het, uitgegaan in die woestyn in. In Johannes 1 vers 4. Kom ons kyk net gou eers net daar, want ek praat hier oor lig. In hom was Jesus Christus die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. 'n Man en 'n vrou wat gestuur is, Marius, Sanet, Jannie, Sissie, Kosie, Pietie, wie ook al. Hy het hulle gestuur tot hulle tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hoe sal iemand glo as daar nie ligdraers is wat die lig en die heerlikheid van God naby genoeg aan mense bring, sodat hulle daarin belang sal stel om dit aan te gryp met alles wat hulle het nie. Gou. Onderskei mense. Gou onderskei die duisternis die lig. Baie gou. Die duiwel weet wie is syne en met wie kan hy mors, maar die duiwel weet ook wie is die kinders van die Here, wie hy probeer aftrek en verhinder, so wat hulle nie kan volg hulle missie en visie en in die plan van God in hulle lewe begin uitvoer nie. Ons is nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Nie miskien nie, hy moes van die lig getuig. Hoe is dit dat ons nie van die lig getuig wat in ons is nie? Hoe kan ons nie daarvan praat nie? Hoekom is mense so stil daar buite? Want daar's duisternis in hulle binneste. Ons gaan nou ook kyk hier, wat kan die rede, daar's redes hoekom mense nie na die lig toe wil kom nie. Mense is bang dat hulle werke raak gesien en geopenbaar sal word. Dan bly hulle maar weg. Jy moet weet, geliefdes, dat daar's die manier dat sonde ongestraf kan bly en nie gemanifesteer gaan word wanneer jy in die teenwoordigheid van God is en die Gees en die krag van die Heilige Gees op jou is en die Here jou uitstuur en sondaars roep tot 'n bekering, dat daai sondaars en daardie geeste en bose magte, owerhede en kragte nie op daardie oomblik sal buig en bieg en moet bely dat die seun van God nie. Maar jy sien nie meer mense
Jy sien nie meer eintlik meer eens mense meer erken nie. Jy sien nie eens meer dat mense onder die krag van die Here getuig en onder die krag van die Here kom en waar die duiwel sidder en beef nie. Waar sidder en beef hulle? Want die kinders en die kerk en die liggaam van Christus Jesus lyk soos wie? Lyk soos wat? Verteenwoordig wie nou? Geliefdes, ek is ernstig vanaand om vir u te kom praat, nie om met u te kom beklei nie, dat as ons 'n werklike herlewing en 'n verandering gaan sien in hierdie land, dan sal elkeen moet buig en erken dat die dinge waarmee ons besig is, eintlik dinge is wat God nie behaag nie. Ons het vanmôre gaan luister na 'n video wat praat oor 7 tipe groepe of mensegroepe wat ons moet met alle kostes moet vermy in ons lewe. En dan sien ek hoe maklik het ons gemeenskap met hierdie 7 tipe mense met demoniese magte en geestelike kragte. En ons dink ons kan maar gemeenskap hê met hulle. Daar is 'n skrif wat my baie gevang het. Ek het dit vanmôre gepraat en kom ons in 1 Korintiërs 10 vers 21 en 22. 1 Korintiërs 10 vers 21 en 22. Ek wil dit net vir u lees en dit het my so diep gevang, want so maklik en dikwels gebruik mense sommer net die nagmaaltafel. Gebruik die nagmaaltafel. Daar getuig jy sommer. Een plek waar jy getuig het ook, was met jou doop. Toe jy gedoop is, het jy daarmee verklaar dat jy saam met Christus Jesus gesterf het en saam met Christus Jesus opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dis wat dit sê. En dat jy in hierdie lewe, Romeine 4 vers 5, sal sê dat jy nou wandel in heiligmaking en daagliks tot sterwe en kom. Dat jy daagliks heiligmaking volg. Dat jy daaglik die eie ek kruisig en agterlos. Maar ek sien dat daar is nog te veel in hierdie wêreld. Kinders van die Here wat 'n ander beeld en 'n ander lig uitstraal as wat, en dit lyk, dat ek sê, dis net 'n ander coating. Dis net 'n ander coating onder 'n verskriklike vervalsheid en 'n bedrieglikheid en 'n misleidinge verlokkende gees. Mense wat nie skerp is in die gees nie. Mense kom voor in 'n gedaante van godsaligheid en heerlikheid, maar agteraf verloon hulle God in die krag, in die walk, in die talk, in die do. Ek verstaan nie dit nie. Hoe gaan dit ooit gebeur as dit moet by die huis van die God moet begin, waar God moet uitsif en skoonmaak? Wat gaan die einde wees? Waar's nog plek vir die goddelose, die ongeregtige? Ek dink regtig, God praat met my vanmôre, dat dit tyd geword dat ons huise in orde kry. Dit worry my dat mense sommer by elke kerk, elke een keer van 'n maand, gebruik die kerk, tradisionele kerk wat ek so, een keer 'n maand, het hulle nou gemeenskaplik met Jesus Christus 'n byeenkoms onder die ja, nee, elke Sondag is daar woord en daar's gemeenskaplikheid, maar daar's een keer die gebruikelike gawe gesamentlik as 'n liggaam, en dan gebruik hulle die nagmaal. Wat stel die nagmaal voor? Wat stel die doop voor? Dit stel die dood en die opstanding van Jesus. Wat stel die nagmaal voor? Dit stel die dood en die volle werking van die dood, dat Jesus daar versoening bewerk het. En dat Jesus gesterf het, sodat sonde in ons sterflike liggame nie die mag en die beheer en die krag sal hê meer nie. Dit was die doel, dat sonde in oorwinning kan wees, dat ons oor die sonde kan heers, nie sonde oor ons heers en ons oor die beheer en die mag mee het nie. Nie dat ons sondeloos is nie, maar ons sal nie so dikwels net sommer net toegee nie. Dit sal by ons 'n haatlikheid koester, dit sal by ons 'n walglikheid koester. Hoe is dit so moontlik dat kinders van die Here so maklik soos varkies gaan rondrol weer in die modder? Hoe maklik keer ons terug na ons braaksels toe? As jy wil die Here God
wil seermaak. As jy wil uitbeweeg uit sy wil, God sal jou los. Net soos wat hy gedoen het met die verlore seun in Lukas 15. Totdat jy tot die besef kom. Totdat jy tot die besef kom, dat dit waarmee jy besig is, 'n einde moet kry. En dat jy so vinnig as moontlik jou moet terughaas op die regte pad terug na God toe. Vader het nie agter hom aangegaan nie. Hy moes 'n besluit neem in daai varkhokke. Gaan weeg die kostes op. Hoekom is ons waar ons is? Hoekom ly ons soos wat ons ly? Hoekom gaan ons deur hierdie moeilike dinge? Hoekom gaan dit regtig so? Is dit moeilike dinge omdat die Here ons wil versterk in ons walk met die Here, of is dit die duiwel wat ons pynig nou? Is dit die duiwel wat ons nou lekker pynig? Of is dit die Here wat die duiwel toelaat om ons te pynig, omdat ons nie wil luister nie, omdat ons nie wil terugdraai en op die regte pad bly nie? Ja, dit klink soos hailstone en brimstone vanaand, maar ek wil vir u kom sê, daar is nie 'n ander pad wat ons moet volg as die pad wat die Here ons toe tot roep nie. 1 Korintiërs 10 vers 21 sê, hy sê, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafels van die jy kan nie deel aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. En wil ons dan die ywer van God opwek, of ons dink ons is sterker as hy? Ons dink ons is sterker want ons wil onder genade skuil en wegkruip. Ek dink nie God is happy met ons nie. Een oomblik is ons by die beker van Satan en ons eet maaltye saam met Satan geeste. Ons gee ons goedkeuring, Romeine 1 vers 32. Nie self deel nie, maar ons goedkeuring deur daar te wees en saam te smil en te lag en te deel te hê. En dan Sondag haal ons nou net daai skildjie af, sonder om te bely, sonder om reg te maak, en nou is ons tyd vir Jesus. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ek dink regtig waar, God soek nou ware kinders van die lig wat geopenbaar. Die tyd is reg. Romeine 8 sê dit, dat die ware kinders van die Here nou geboorte sal gee. Dat die ligdraers en die amptdraers van God se koninkryk, want die Here het vir ek en jou aangestel as ligdraers en beelddraers, en dat die Here se kinders sal moet 'n dag uitroep, miskien 'n vasdag uitroep, of miskien regtig eers een kant afstaan, van die troontjie afklim, en een kant toe kom en eers 'n dag, 'n paar dae uitsit. Sorteer eers jou huis uit. Sorteer eers die dinge uit wat skeiding bring tussen ons en die Here. Genoeg is genoeg. Partykeer is ons in 'n vloek omdat ons saam met vloeke beweeg. En ons weier om afstand te doen. Ons weier om die goed weg te gooi, weg te smyt, uit ons huis uit weg te kry. Ons weier om ons kinders en ons mense aan te spreek. Ons geliefdes mos, want anders verloor ons iets, of anders word ons gestraf met iets, wat hulle ons sal weerhou miskien as oupa en ouma. Ek weet nie wat dit is nie, maar die dae van soft talk, en die dae van kompromie aangaan, is verby. Ons maak hier keuses vir die ewige lewe hierna. Geliefdes, ek kan nie sê, ek leef in die wêreld nog, en God skandelik hier kom verneder voor almal, en sê ek is kind en lig van God, en ek drink en ek eet van daai tafel, maar net daarna smeer ek my lippe af, en ek gaan smil aan Satan. Daai selfde dag wat jy nog in die kerk was, daai selfde middag en aand, spandeer jy jou tyd aan Satan, as meer as in Satan, as die teenwoordigheid van die Here. Nee, ons moet praat vanmôre. Ons moet regtig praat. Efesiërs vanaand. Ek verkry miskien iets want die Here moet met my ernstig praat, want ek weet ek is te maklik vasgevang om altyd net ja te sê. Ek is altyd net ja, een van daai ja, nie 'n ja broer nie, maar 'n ja sê vir alles wat eintlik nee is by God. Ja, hoe moet ek dit anders te preek? Hoe moet ek dit anders te bring vanaand?
Ek het nie 'n ander manier om vir jou te sê, ek self gaan gebukkend en ek ervaar 'n losness. Dit kan voel of die krag van die Here my verlaat. Die teenwoordigheid nie, maar die krag. Ek kan voel dat ek swak raak. En dan is daai swakheid die gevolg van my ongehoorsaamheid. Ouens, ek is so gretig om groot wonders en werke en dinge te sien en kragte en wonderlike bekerings en verlossings te sien. Maar as ek nog onbekeerd en as ek nog vasgevang is in die mag van beheerende sonde en almag van die duiwel, wanneer begin ons die mag van Satan breek in ons lewe? Die eerste ding wat God ons gesê het, in Efesiërs 3 sê hy, wat ons geseën het met alle seëninge, hoor vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Dit was die eerste groot rede kom hy jou red en jou verlos en jou regverdig en jou reg verklaar het, deur sy kosbare bloed, so wat jy in hierdie lewe 'n liefdevolle, gehoorsame, draande kind van God kan wees, wat sy wil navolg, na die welbehae van sy wil, tot lof van sy heerlikheid, so wat ons die genade kan besef en verstaan, dat God ons beskik het, dat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde moet wees. Nou as ek sê ek het God lig in my, daar skrif vir die goed. Kom ons gaan kyk gou-gou. Die eerste ding is wat God het. Hy wou vir hom liggies gee. Soveel as ligte hê, wat in hierdie wêreld is, wat mense kan aansteek en die duisternis kan verslaan en verdrywe. Hoeveel veld het die duiwel gewen in Europa en in lande met ander gelowe en snaakse geeste? Het jy agtergekom dat daar raak al hoe minder gelowiges in Europa? Daar's al hoe minder mense. Ja, daar's ander plekke wat verander, maar daar's plekke waar die lig was en die lig het dof geword. En dit het dof geword en ons probeer daai dofheid opwek terwyl dit nie meer kan nie. Step out of the way, so wat die Here daar kan werk. In Efesiërs 5 wil ek vir u bring van 'n vers 8. Van 'n vers 8, luister net, ek gaan bietjie vinniger wees, ek sien die tyd stap vinnig aan. Efesiërs 5, geliefdes, vers 8. Want vroeër was julle duisternis. Jy was in die duisternis. Kan jy nie onthou hoe was jy nie? Hoe is jy nou terug daar in die duisternis? Betekenis van die Here, terug in die duisternis van waaruit hulle kom. Nou is julle lig mos in die Here. Is julle nie veronderstel om lig in die Here te wees nie? Hoe is daar nou nog duisternis? Die dinge wat jy afgelê het. Hoe is jy soos Demas wat teruggegaan het na die wêreld en lief gehad het? En dan verwag daar die lig wat eers geopenbaar is, sal daar ewiglik net genoeg wees en jou deurtrek. Daar's baie ander skrifte wat dit sal teesit. En ons weet van die skrif van heiligmaking en al hierdie goed. Hoor hierso. Hy sê so, nou was julle in die duisternis, nou is julle die lig van in die Here, en nou moet julle wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees, hier onderskei ons tussen gees en nie gees nie, tussen lig en duisternis, goedheid, geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Jy proef wat die Here sê is lekker en aansmaaklik en genotvol. En jy hou nie gemeenskap, vers 11, met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheimdele gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word openbaar,
want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, vandag as jy die stem van die Here hoor, ontwaak vandag, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal weer, en die Here Christus Jesus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse mense nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, want die dae is boos. Koop daai tyd uit, want dit is die probleem. Ons het te veel tyd gemaak vir die duiwel om plek te kry, en maak geen plek vir die duiwel in ons lewens nie. Geliefdes, ek wil gaan na Johannes 3, vers 19 en 20, wat by hierdie skrif aansluit. Gee my net 'n kansie. Johannes 3, vers 19 en 20. En hier gaan dit so. Dit lees so. Hy sê, en dit is die oordeel. Dit is die oordeel hieroor. En dit sal wees oor mense. Kyk, as jy waarlik in God glo, vers 18, en jy doen wat God jou vra, en jy staan vas in die waarheid, en jy wandel in die lig, en jy soek die dinge wat daar bo is, alles wat loflik, lieflik, rein, eervol, waar, eg is, wat 'n lof, wat 'n eer, wat 'n deeg ook al, alles wat God behaaglik is. It's fine. Jy gaan dit nie kry as jy die Bybel nie lees nie, as jy die woord van God nie gebruik nie. Baie mense wil nie na hierdie ligwoord toe kom nie, want dan moet hierdie woord sy werk doen. Waarvoor ek hier aangaan, daar is geen skerper ding nie. Die woord is gecreëer om skeiding te bring tussen lig en duisternis. Hebreërs sê dit mos vir jou. Hoe ken julle nie die skrif nie? Hebreërs 4 vers 12 sê, hy sê, laat ons dan beywer om wat is dit? 4 vers 12. Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige swaard. Tweesnydende swaard. 'n tweesnydende swaard, want hy moet sny. En hy moet skeiding bring tussen reg en verkeerd. En dring deur tot die skeiding van siel en gees. So hy moet ons gedagtes beoordeel, wat hier in ons gedenke ontstaan, waar het ons in ons denke gestruikel, waar het die oog donker geraak? Niemand wil meer die oog uithaal nie. Hoe is die oë van die kinders van die Here so dof geword, onder die mag van welis, die gees van pornografie, onder die gees van verrykdom en verryking, alles die wellustigheid en die gejaag na wind. Hy sê, tussen siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes van die hart. En daar is geen mens nie, kind van God of nie kind van God, wat onsigbaar voor God is nie. Met die rom wat bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het, naamlik Jesus, seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hou vas aan die belydenis. Daar is geen rede dat jy in die mag van sonde hoef te bly nie. Daar is geen rede wat jy in die duisternis hoef te wandel nie. Jy kan God na die lig, jy kan na die duisternis na die lig toe bekom, die lig kan dit bestraf en jy kan verlig word en jy kan daardeur weer verander word. Halleluja, prys die Here. Wat sê die woord in 2 Korintiërs 2 Timoteus? Wil net hierdie gou vir jou bring, vinnig. Ek wil jou weer die doel van die woord. Wat is die doel van die woord? Ons vergeet. En dan sê die mense ons oordeel hulle. Hulle sê ons beklei met hulle. Hulle wil nie verander daardeur nie. Hulle is kwaad. Maar die woord moet sy krag hê. Die lig is, die woord van die Here is die lig op ons pad en die lamp vir ons voete. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die lig van die wêreld. En almal wat na hierdie lig toe kom, sal God help, so wat hulle in die lig kan wandel en daarin sal kan bly. Halleluja. Dis 'n lig wat moet skyn. Matteus 5 vers 14 tot 16. 2 Timoteus 3 vers 16. Kom ek sê net gou vir jou, ek lees vir jou vinnig. Ek verlig jou, want ek sien my tyd gaan aan. Maar 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif van God, nie net 'n gedeelte wat ek wil hê, moet vir my tel nie. Kan myself beoordeel, maar kan my nie beoordeel met 'n halwe woord nie. Ek moet die volle woord ken en verstaan en die volle gevolge
verstaan wat God se woord sê, as ek nie daarin sou ag gee nie. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, ek moet tot leer, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nie in die ongeregtigheid. In elk geval in ongeregtigheid. So God wil reg wees. God is reg. Hy is nooit verkeerd nie. En hy moet 'n God wees wat ongeregtigheid moet aanspreek en daarmee moet deel. En die woord van die Here doen die job, want dit bring skeiding. Dit bring vir ons weerlegging, teregwysing. En God is 'n goeie leermeester en hy wil ons terugbring op die regte pad. Ek sê kwaad nie, oukies. Ek sê net van ons is bietjie van die pad af. Nou wat sê daai skrif hier, want ek was nog daar gewees, Johannes 3 vers 19, hoor net hierso. En dit is die oordeel, hoe op ons laat dag, as kinders van die Here, wil ons nou God verloon. Dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat, as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle wat in God gedoen is. Die waarheid is, mense hardloop weg van die lig. Mense besoek nie meer daar die kerk, daar waar heiligmaking en vrede nastrewing en bekering nog gepreek word nie. Nee, dis 'n ander ding. Alles onder die genade. Die Here sê, daar is mense wat weg, vernaam onder die profetiese bediening, vernaam onder hierdie bediening, waar die Here mense bring, en 'n onderskeid bring, waar die mense die duistere werke uitlig, en dit bestraf, in 'n bediening van verlossing en bevryding. En wanneer die mense uitgenooi word, en 'n naweek een kan gesit word vir dit, dan daag daar niemand op nie, of 1 uit die 10, wat bevryding, net 1 uit die 10, is goed genoeg, maar as daar niemand opdaag vir verlossing nie, want ek is klaar verlos en ek is klaar gered, kan die mense nie sien, dat die lewe nog 'n progressiewe pad is, wat ons elkeen nog moet volg en loop nie. Prys die Here. Ek wil kyk hierso, in Matteus 5, ek wil net nie te lank wees meer nie, Matteus 5, vers 14 en 16. Julle is, sê Jesus, die lig van die wêreld. Julle is mos nou veronderstel om te wees 'n stad bo op 'n berg. Julle kan ons nie meer weggesteek word nie. En hoekom kry kinders van die Here weg? Hoekom wil hulle nie uitgaan en gaan dien nie? Wat is die rede? Is daar miskien 'n probleem by onsself? Julle is die lig van die wêreld. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat in. God steek nie jou hart en jou lewe aan die brand en gee die wedergeboorte en nou bly jy onaktief en oneffektief vir die Here nie. Nee, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Dit skyn, en ek praat met papas, ek praat met ouers, ek praat met oumas en oupas, ooms en tannies, vergevorderde kinders van die Here. Wat sê hulle is kinders van die Here? Hoe skyn jou lig nie in jou huis nie? Hoekom is die liggies wat in jou huis is besig met donkere, duistere werke? Besig om die duiwel te dien? Waarom en hoekom? Is dit omdat hulle grasie gegee word, omdat ons hulle vryheid gee, en ons hulle te bang is om hulle aan te spreek, en tigmaatreëls in te sit en in te stel, teen die verkeerde, te bang, dat ons hulle sal verloor,
Geliefdes, dis onvermydelik dat God baie keer mense moet los. En wanneer hulle genoeg in die gemors is en basies alles verloor het, en hulle dan sal uitroep, sal Here, maar nou gaan help ons mense wat nie gehelp wil word nie. Ons probeer mense red, wat nie gered wil bly nie. O nee, dis 'n shocker. Ons klim in mense wat 'n keuse gemaak het, om nou te bly, en verkeerd te bly. Ons laat mense maar, ons voel sleg, om mense aan te spreek, wat onder die genade nou, hyper grace, wil onder sulke goed skuil. Dat die evangelie van Jesus Christus en die evangelie van Paulus 2 verskillende evangelies was. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik kan word. It's the only thing that can please God, is himself reflecting himself in and through your own life, through obedience, through being obedient to him. Halleluja. Filippense 2 vers 15 en 16, ons het nog net 2 versies, dan is ons klaar vanaand. Filippense 2 vers 15 en 16, gaan heen. Filippense 2 vers 15, in die eerste plek moenie murmureer nie, vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, onberispelik, nie aangespreek nie, niemand iets teen jou kan sê nie, want jy loop 'n pad met die Here, kinders van God, sonder 'n gebrek, te midde, sonder 'n gebrek. Ek praat nie van 'n gebrek van geld nie, gebrek, en ons het baie gebreke. Ek het baie issues baie keer. Maar my issue is nie so, dat dit jou sal aftrek, en God nie meer sal aanroep, en dat my mense nie meer die Here sal behaag nie, dat mense nie meer die Here sal soek nie. As my lewe nie mense trek nie, en wegjaag, moet jy weet dis 'n probleem. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle moet skyn, soos ligte in die wêreld. Nie hulle moet skyn nie, ons moet die shine van die wêreld gaan soek nie. Ek gekruisig vir die wêreld moet gekruisig wees vir my, en dit moet so bly. Ons skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop het en verniet gearbeid nie. Jesus het nie verniet gekom aarde toe nie, so wat jy in jou sterflike sonde liggaam kan so aanhou bly nie. Maar dat jy verlos kan word, daagliks vrygemaak kan word, daagliks hom kan eer en respekteer, daagliks vir jou die kans en geleentheid te gee om jou sonde te bely, jou saak reg te maak, en hy is getrou en regverdig om jou elke keer te vergewe. Geliefdes, my laaste enetjie is Romeine 3 vers 2. Ag, ek sou meer wou sê, dit klink vanaand of daar baie kwaad, of hierdie man baie kwaad is. Ek is nie kwaad nie, ek is ontsteld as ek om my kyk en ek sien hoe kinders van die Here wat die Here jare lank gedien het, nou besluit het om nou op vakansie te gaan en so bietjie van hulle shares onttrek het uit die boek van die lewe en dink dit sal daarom nie te bad wees nie, daar sal daarom genoeg oor wees sodat hy net sal ingaan. Soos deur vuur heen, sê die skrif op 'n plek. Maar nou dink ek vanaand, as ek eerlik moet wees, wil jy daai kans waag en met God speel? Gaan jy nou soos 'n hond word, wat soos 'n hond, want jy is nie, want dis nou hoe die Here dit sien. In 2 Petrus 2 vers 20-21 haar rond, en dan teruggaan na jou eie braaksel toe. Teruggaan na die varkholke toe van Egipte. Die pele van die varke gaan eet. Is dit waar God sy kinders wil hê? Nee, hy wil nie. God wil sy kinders uithaal. Hy wil sy kinders laat uitbring. Die dae van voorgee en ons belieg en bedrieg
onsself, ons lieg en bedrieg die mense om ons, lieg en bedrieg God, wat elke ding van ons ken en sien en waarneem. Laat die mens hom onderwerp, vers 1, Romeine 13, vers 1, aan die magte wat oor hom gestel is, wat oor die geen mag, sodat hy wat teen die mag versit in stelling van hom. Ek dink is Hebreërs, oukies, ek is op 'n ander plek nou, julle moet my vergewe. Sorry, het gebeur maar hoor, ek dink ek het verkeerd geskryf vanmôre. Ek dink is in Hebreërs. Ok, kom ons kyk, Hebreërs 13. Ek het hom iewers het ek hom nou gemis hierdie gedeeltetjie. Dit gaan oor die wapenrusting. Trek die full armor of God aan, waardeur ons sal staande trek. Ek weet dit is in Efesiërs 6, maar daar's 'n skrifgie wat ek wou gesoek het. Kom ons los maar eers vir daar. Kom ons los dit eers vir daar. Elkies, ek wil vanaand vir u kom sê, ons is nêrens deur God aangesê dat hierdie pad 'n maklike pad sal wees nie. Dat ons nie aanvegtinge sal beleef nie. Maar die Here het vir ons 'n antwoord gegee. Hy het ons 'n voorbeeld gegee in Matteus 4, vers 11 tot 16, 17. Het hy gewys ons kan die duiwel weerstaan met God se woord. As daar 'n gebrek is aan die kennis van God en ons het nie hierdie padkaart van die lewe in ons hand en ons besit nie en ons maak nie tyd nie, hoe gaan ons deur hierdie lewe kom? Dit moet die lig wees van my pad en 'n lamp vir my voete wees. En as ek daai woord nou nie al gelees het, maar ek begin met toepas nie, dan begin dit 'n probleem raak. Ek wil vanaand net vir u kom sê, u is baie kosbaar, u is 'n wonderlike kind van die Here, wat die Here baie lief het. En die Here wil hê dat ons 'n pad stap. Die Here wil hê dat ons gemeenskap moet hê met sy lig, met sy kinders, met sy kruisdood en met sy opstanding en die volle betekenis daarvan. Met wie is ek en jy regtig bekleed? Met wat se doop is julle gedoop? Wat se doop? As daar 'n doop is nie wat mense tot bekering gebring het en mense uitgered het uit die kake van duisternis en die mag van dood en die ewige dood nie. Wat se doop was dit? As die dooies hoegenaamd nie opgewek word nie. Once I was blind, but now I am saved. Sê vir die Here dankie. Daar waar u nou sit, sê vir die Here God baie dankie dat hy jou lewe elke dag kom nuut maak het. Kan jy vanaand sê soos 1 Korintiërs 5 vers 17 sê, ek is 'n nuwe skepsel. Kyk, God het alles kom nuut maak in my binneste. Daai Galasiërs 6 vers 15 sê dit ook. Kyk, alles het nuut geword. Is ek 'n nuwe skepsel? Kan God homself identifiseer deur my? Kan ek weer terugkom op die pad, as ek so 'n bietjie die pad byster geraak het? Ja, jy kan. Dis nooit te laat om te bely nie. Laat staan jou hoogmoed. Laat staan jou pride. Laat dit gaan. Hou op teë staan as die Here praat en sê, kom, ek wil hê jy moet terugkom op die pad. Kom terug na my toe. Die Here sal 'n berouvolle, opregte kind van die Here wat berouvol voor hom is, nooit wegwys nie. Almal wat hom aanroep in die dag van benoudheid. Miskien is hierdie aand 'n benoudheid. Miskien kom jy agter, jy val al hoe verder weg van die Here af. En jy het so nodig dat die Here jou aangryp en jou terugbring op die pad. En jy weet nie hoe om uit daai mag los te kom nie. Jy het nie iemand nodig nie. Jy het net vanaand jou hart belydend voor God nodig. Sê, Here, daai verharde hart vir my, kom breek dit, kom skeer dit weer oop. Here, kom maak my hart wat hard is, weer sag. Bring u geesolie, die Heilige Gees my, oortuig my van sonde, geregtigheid en van oordeel. Beoordeel u my hart. Hy is 'n baie goeie beoordelaar van die dinge wat in ons hart is. Geliefdes, jy het nie nodig
om al hierdie dinge uit te praat en uit te blaker nie. One-on-one, jy ken vanaand waar jy tekort skiet. Jy weet vanaand waarin jy verval het. En jy roep uit na die Here in jou benoudheid. En die Here sal jou vanaand aangryp. Kom ons sluit oop. Vader, ek dank U in Jesus naam. Vader, dat die lig wat in ons geopenbaar is, iewers het die lig duister geword. Iewers het die lig, Here, partykeer skyn die lig nie soos wat hy moet skyn nie. Iewers is ons weggesteek en ons is nie meer lewendig aan die buitekant nie. Iewers, Here my God, is my huishouding nie reg waar dit moet wees nie. Vader, iewers het ek verslap in my orde handhaf en my dissipline toepassing van my huishouding. Iewers het ek as hoof onder U begin verslap en toegee en ja begin sê vir die dinge wat moes nee gesê gewees het. Ek vra U asseblief, Vader, kom raak ons mense aan wat vanaand uitroep en sê, Here, meer van U, baie nog meer van U. Kom verander my nog meer soos wat U is. Here, verwyder en bestraf die duisternis en die lig van duisternis wat ons toegelaat het, wat ons oë verblind het, so wat ons nie meer kan erken en kan bely en kan sê ons is jammer nie. En Here, dat ons toegelaat het om te drink en te eet van tafels van duiwels en wat mense voor ons sit. En ons word ingetrek en ons word verlok en verlei. Ons praat nie teen dit nie, ons sê niks nie, want ons wou iets daar uitkry. En ons was al beloon om bietjie toe te gee aan die verkeerde. Maar Here, ons het agtergekom, dis nie lank nie, dan is die vervloeking daar. Dis nie lank nie, dan verval ons, Here, terug. En dan gaan dit met ons baie sleg, omdat ons goedkeuring skenk aan die dinge wat U nie behaag nie. Here, hier is nie 'n man of 'n vrou vanaand, of 'n kind wat hier luister, wat vanaand nie kan sê, Here, leer my, help my, wys my tereg, onderwys my, leer my. Here, kom sny, kom maak skeiding tussen murg en been. En as daar skeiding kom, boetie en sussie, dit gaan miskien bietjie pynlik wees, maar moenie worry nie. Jy's 'n survivor. Die Here sal jou deur hierdie ding trek. Dit gaan nie altyd maklik nie. Dank die Here dat hy hierdie dinge uit ons uitsif en uit ons uittrek. En dat die Here se werk nog steeds aan die gang is, dat hy jou gered hou. Prys jou onder sy kosbare besluitneming op Golgotha. Dat jy dat hy gekruisig het, jou gekruisig is, sodat jy saam met hom gekruisig kan wees en gekruisig kan bly. Dat jy op kan staan saam met hom uit die dode en jy daarin kan wandel in 'n nuwe lewe. God seën U ryklik vanaand. Die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid gaan nie byvoeg nie. Behalwe dat jy vanaand sê, Here, voeg net nog meer asseblief genade op my lewe en reken die kwaad in U wonderlike naam nie toe nie. Vergeef ons, Here Jesus. Amen en amen. God bless.